Goeiemôre gemeente. Vanoggend is dit redelik warm. Dit voel of ons nou al in die middag hier by mekaar is. So ek sal verstaan as jy vanoggend bietjie verder van jou geliefde af sit. Ons sal glad nie judge en dink daar's fout in die huwelik nie. Ons sal weet dit is net die hitte. Ek wil vra dat ons dan ons diens sal begin met 'n lied. Lied 165 wat sê, o wat 'n vreugde in ons harte om na u kerk, o Heer, te gaan. En terwyl ons dit sing, dat jy ook vir jouself die woorde in jou hart, refrein wat jy vir jouself vra, is ek regtig opgewonde om na die huis van die Here te kom? Wat verhoed baie keer vir mense om na die huis van die Here te kom? En ons sê vir die Here dankie vir die voorreg dat ons so 'n ruimte het waar ons as broers en susters in die Here se teenwoordigheid mag inkom. Ek gaan vra dat ons sal staan en dan lied 165 te sing. En daarna gaan ek vra dat julle sal sit en dan PR of jy dan vir ons die kers sal kom aansteek voor ek dan die fotum en seëngroet doen. Dankie. Aan die heiliges wat in Piketberg is, die gelowiges in Christus Jesus, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus, ons Here. Amen. Ek wil vra dat ons dan sal staan en lied 456 verse 1, 2 en 3 waar hy sê, loof heel die skepping, loof die Heer, verhef u stem om hom te eer. O
ons die woorde hoor van laat alles voor die Skepper buig en hom ootmoedig dank betuig, dan kom die teks by 'n mens op van Psalm 95, wat sê, kom laat ons jubel tot eer van die Here, laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind, laat ons na hom toe gaan met lof, laat ons hom toe juig met lofsange, want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode, die dieptes van die aarde behoort aan hom, die kruine van die berge is syne, die see is syne, hy het dit gemaak, sy hande het die land gevorm. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Laat ons na hom toe gaan met lof, laat ons hom toejuig met lofsange. Die voorreg om in die Here se teenwoordigheid te mag wees, die voorreg wat ek en jy het, wat ons baie keer van selfsprekend aanvaar, dat ons die Skepper van hemel en aarde mag nader. Dit was nie altyd so nie. Daar was 'n tyd gewees wat net die hoëpriester een keer 'n jaar in die allerheiligdom kon ingaan, om daar God te ontmoet. Maar toe Jesus kom, en hy die offer gebring het die voorhangsel van bo na onder oopgeskeur, en het ons vrye toegang tot ons Vader. En het hy vir ons ook geleer, om ook te sê, my Vader, onse Vader. Ek wil vra, daar waar jy sit, laat ons die volgende lied, is wel 'n loflied, maar ek gaan vra dat jy hom in 'n bidend sal sing. Dat jy daar sal bly sit, wat sê, wonderbare koning, heerser oor u skepping, ons bring u ons lofgesange. Dat al is dit 'n loflied, dat ons dit in aanbidding vir die Here sal sing, en eintlik 'n gebed vir die Here sê, Here, dankie, dat ek tot u mag nader, enige plek, enige tyd, en dat daar niks is maar tussen u en my staan nie, want Jesus se kruisdood was voldoende. Hierdie weg wat hy vir ons oopgebreek het, mag ons tot God nader. Daar waar ons sit, kom ons sing lied 197 verse 1 en 2. kan ooit op aarde u prys na waarde. Die psalmdigter sê, Here, dat as ek 10.000 monde gehad het, sou ek nog steeds nie genoeg u kon loof en prys nie. Here,
Onse Here, hoe wonderbaar is U naam nie tog oor die hele aarde. Dankie, dankie, dat U ons Vader genoem word, dat U ons U kinders noem, dat U na ons neerbuig en met ons bemoeienis maak. Dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees. Maak ons bewus van U teenwoordigheid deur die Gees. Wanneer ons U woord oopbreek, Here, mag ons hoor wat U vir ons sê deur die Gees. En o Heilige Gees, beweeg deur elke sitplek en kom raak ons aan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. In 2007 het 'n bekende violis in die groot stad Washington DC se besige moltreinstasie, die Elephant Piazza, 'n interessante sosiale eksperiment geloods deur die Washington Post om te sien of mense skoonheid in 'n alledaagse omgewing sou herken en raak sien. Die resultaat, dat ten spyte van die speel van 'n meesterwerk, het byna 1100 mense verbygestap en slegs 7 het stil gaan staan. Vir 45 minute het van die mooiste klassieke stukke musiek gespeel, naamlik Bach se Gassion, Bach se vioolpartita, nommer 2, Schubert se Ave Maria en Massenet. En ek hoop ek spreek dit alles reg uit, vergeef my daarvoor. Meer as 1000 mense het bloot eenvoudig verbygestap, op pad na hulle werke toe, op pad na hulle plekke toe, en die man staan en speel hier in hierdie moltreinstasie. Party het vir 'n oomblik stadiger begin stap, maar die meeste het eenvoudig spoed opgetel en vinniger begin stap. 'n Paar, 7 in totaal, het gestop, kom staan en kom luister. En dit wat gebeur het, kom inneem. Hierdie mense het dan ook in die vioolkas geldjies kom gooi, $32 om presies te wees, so R540. Maar sien, hier is die skokkende deel van hierdie hele eksperiment. Die man wat daar gestaan en speel het, was nie sommer enige straatmusikant nie. Dit was Joshua Bell, een van die wêreld se beste en bekendste violiste. Die viool waarop hy gespeel het, was beraam op $3,5 miljoen. Die Stradivarius. En slegs 7 mense het gestop om te luister en 'n skamele $32 in hierdie tassie gegooi. Maar net 2 dae van tevore het mense meer as $100 per persoon betaal vir die goedkoopste sitplek om na hom te luister in die Boston Staatsteater. Maar die oggend by die moltreinstasie het byna niemand hom raak gesien nie. Nie omdat die musiek nie pragtig was nie, ook nie omdat die talent nie daar was nie, maar omdat mense na die verkeerde dinge gekyk het. Hulle het 'n man in gewone klere in 'n treinstasie gesien, en aangesien hy daar gestaan het en eenvoudig gelyk het soos die eenvoudige straatmusikante, het hulle by hom verbygestap, al speel hy 'n meesterstuk. Dit laat 'n mens dink aan iets wat die Here vir Samuel gesê het in 1 Samuel 16, die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die hart. Israel het ook na die verkeerde dinge gekyk toe hulle 'n koning wou hê. Hulle het iemand gesoek wat indrukwekkend lyk en indrukwekkend is. Maar God het iemand gekies na hom, iemand na wie se hart hy gekyk het. Ek wil vra dat ons dan 1 Samuel 16 gaan ons dan saam lees
En ons gaan eers die eerste vers lees en dan later die volgende verse. Maar ek wil vra dat as ons gereed maak nou vir die lees van die Here, van die woord, en vra dat die Here deur sy gees met ons sal werk, dat ons ook nou die gebruik van ons hande sal oopmaak en oophou op ons skoot, as 'n teken van ontvanklikheid. En dan gaan ek vra dat jy net die volgende woorde wat op die skerm is, net so 3 maal in jou gedagtes opsê. Spreek Heer, spreek Heer, want u kinders luister. Net u woord Heer, bring lig in duister. Ja, spreek Heer, want ons wil luister. Dis u woord, en u woord alleen, bring lig in duister. Amen. 1 Samuel 16 vers 1 klink as volg. Die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog treur oor Saul? Dit is ek wat hom verwerp het as koning oor Israel. Vul jou horing met olie en vertrek. Ek stuur jou na Isaai van Bethlehem, want tussen sy seuns het ek vir my 'n koning gesien. Maar Samuel het gesê, hoe kan ek gaan? As Saul daarvan hoor, sal hy my doodmaak. Toe sê die Here, 'n verskalf moet jy saam met jou neem, en dan moet jy sê, om aan die Here 'n offer te bring, dit is waarvoor ek gekom het. Hoe lank gaan jy nog treur oor Saul? Dit is ek wat hom verwerp het as koning oor Israel. Ons leef in 'n wêreld waar voorkoms baie tel. Mense word beoordeel daarvolgens. Hulle word beoordeel volgens hulle sukses wat hulle bereik het, naamlik dit wat hulle ry, dit wat hulle kry en daar waar hulle bly. Hoeveel invloed hulle het. Maar in vanoggend se gedeelte wat ons lees, leer ons iets belangriks. Iets wat anders is as ons as mens. Ons as mens beoordeel volgens die uiterlike. En dan daarvolgens maak ons 'n besluit. Maar die Here sê nee, ek beoordeel volgens die innerlike. Hierdie verhaal vertel vir ons hoe God 'n nuwe koning dan vir Israel kies. Nadat ons lees dat hy vir Saul as koning verwerp het. Samuel die profeet word gestuur om 'n nuwe koning te salf. 'n Man na God se hart. Maar wat sien God dan, wat Samuel en ek en jy nie raak sien nie? Ons teksgedeelte vanoggend het ons gelees, begin met die woorde, die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog treur oor Saul? Dit is ek wat hom verwerp het as koning oor Israel. Vul jou horing met olie en vertrek. Ek stuur jou na Isaai van Bethlehem, want tussen sy seuns het ek vir my 'n koning gesien. Nou laat my toe om eers ons geheue te verfris rondom die verhaal voor ons by die teks van vanoggend uitkom. Want dit is baie, baie belangrik, want hy begin met Samuel wat treur. Samuel wat nie kan aanbeweeg nie. Daar is min verhale in die Bybel wat so tragies is soos die verhaal van koning Saul. Israel se eerste koning. Jy sien, hier was 'n man wat alles gehad het. Hy was in statuur langer, ja selfs 'n kop langer as enige van die rondom hom. Hy was aantreklik en boonop nog, as 'n mens so lees, van 'n welgestelde familie. Maar belangriker as dit, hierdie man was deur God gekies as die eerste koning vir Israel.
Ons lees dat die gees van God het oor Saul gekom toe Samuel hom gesalf het as koning, en het hy selfs tussen die profete gedans en saam met hulle geprofeteer, dat die spreekwoord gekom het, is Saul nie ook tussen die profete nie. Ja, die hele volk het met sy aanstelling as koning hard uitgeroep, lank lewe die koning. Maar dan, as ons gaan lees, eindig die verhaal ontstellend anders. Jare later sterf Saul op 'n slagveld, van God en mens verlaat. Hy was verteer deur vrees en jaloesie deur sy lewe. In die aand voor sy dood het hy self so ver gegaan om 'n heks te raadpleeg, sodat sy vir hom kan help om vir Samuel te kan oproep, want God bly stil. En Samuel kom nie. Samuel het al gesterf. Samuel is nie meer hier wat hom kan raadpleeg nie. God het sy rug op hom gedraai en gaan hy na 'n heks toe en vra, roep vir my vir Samuel op. En hier eindig die verhaal waar Saul dood lê. Dis hartseer om te dink hoe dit begin het en hoe dit geëindig het. Maar hoe so iets moontlik? Hoe is iets moontlik dat God 'n mens kan roep en ek daar kan eindig? Jy sien, Israel wou 'n koning hê. Vir 300 jaar was God self hulle koning gewees, vir 300 jaar lank. Dit was 'n teokrasie. Maar toe sê die volk vir Samuel, dat ons wil graag lyk soos die volkere om ons. Ons wil ook 'n koning hê, soos wat die volkere om ons het. Ons wil nie anders te wees en lyk as hulle nie. En so verwerp hulle eintlik vir God en vra om 'n koning, 'n aardse koning, een van vleis en been. Geef vir ons 'n koning soos die ander nasies. Jy sien, hulle wou nie meer anders wees nie. Hulle wou soos die ander lyk. En God gee dan toe aan hierdie versoek. En hy gee vir hulle presies wat hulle vra. Hy gee vir hulle Saul. Groot, lank, indrukwekkend. Maar wanneer ons hom ontmoet in die eerste gedeelte, hoor ons van 'n nederige man. 'n Man wat sy pa se donkies gaan soek. 'n Man wat toe hy gesalf word as koning, hy weggekruip het toe Samuel voor almal die koning vir hulle moes aanwys. Kruip hy weg. Wanneer Samuel vir hom sê, God het hom gekies, antwoord Saul, hoekom ek? My stam is klein en my familie die minste. Mens hoor 'n nederige hart. Maar daar was ook iets anders wat 'n mens eintlik in Saul kan hoor, wat in sy hart later na vore kom. En dit is onsekerheid. En daardie onsekerheid sou een groot probleem raak. Want mense wat diep onseker is, begin dikwels lewe om goedkeuring te kry van ander. En dan is ek selfs bereid om dinge aan te pas, solank jy my net nie verwerp nie. Die eerste fout wat Samuel doen, hierdie groot fout wat ons sien wat in Gilgal gebeur is, die Filistyne kom met 'n groot leer, Israel se soldate raak bang en begin dros. Want Samuel het vir Saul gesê, bly 7 dae hier, dan sal ek kom om die offer te bring. Maar al wat Saul sien is, hy sien die dae wat verbygaan en die klomp soldate wat minder en minder word. En angs begin sy hart gryp. En hy's besig om paniekbevange te raak. En toe doen hy iets wat geen een mag doen nie eers die koning nie. Hy bring self die offer. Iets wat net die profeet van die Here mag doen. En hy wil as te ware die Here se arm draai, net om vir hom te help nou.
Toe hy klaar die offer bring, toe kom Samuel daaraan. Samuel het vir hom gevra, wat het jy gedoen? Snaaks genoeg, Saul se antwoord verklap iets van sy hart. Hy sê, omdat ek gesien het, dat die manskappe vir my afgedros het, dat u self nie op die vasgestelde tyd opgedaag het nie, en dat die Filistyne by Misgemag saamgetrek het, het ek by myself gedink, nou gaan die Filistyne na my toe aftrek in Gilgal, terwyl ek nog nie die Here se guns gesoek het nie. Ek het toe moed by mekaar geskraap en self die brandoffer gebring. Jy sien, Saul vra nie om verskoning. Hy sê nie, ek was verkeerd gewees, ek weet, ek moes gewag het, ek weet, ek is nie die een wat die offer mag bring nie. Nee, hy verontskuldig homself deur sy omstandighede voor te hou. En te sê, die omstandighede het my gedring, en eintlik gebring op 'n punt, wat ek nie anders te kon nie. Ek moes ongehoorsaam wees, want dit het nie gelyk of jy kom nie, en ek wil net die Here se guns hê vir hierdie slag. Dit het nie gegaan oor om God te gehoorsaam te wees nie, maar net om die Here se goedkeuring te kry. Net om sy guns te kry. Is dit nie maar hoe ons ook met tye redeneer nie? Ons redenasie is soms, ek weet wat God sê, en ek weet wat God van my verwag, maar my situasie is anders. En my situasie het so verander, dat ek daadwerklik iets daaraan moet doen. Ek weet God sê nee, maar dit voel reg. Ek weet dat die Bybel sê, so en so, maar onthou my situasie is baie anders. Sal dit op daardie dag besluit, wat ek sien is belangriker as wat God deur sy profeet vir my gesê het. Maar die beste is dat God steeds vir Saul dan nog 'n kans gee om hierdie fout wat hy begaan het, hierdie ongehoorsaamheid reg te stel, deur vir hom 'n nuwe opdrag van gehoorsaamheid te gee. Die Here toets hom weer aan sy gehoorsaamheid. En ons lees in 1 Samuel 15, die gedeelte wat ons teks van vanoggend vooraf gaan, lees ons dat Samuel het vir Saul gesê, vir my het die Here gestuur om jou as koning te salf oor sy volk Israel. Luister dan nou na die woorde van die Here, so sê die Here, heerser oor alle magte, ek het raak gesien wat die Amalekiete aan Israel gedoen het, oor wat hulle vir Israel in die weg gelê het, toe hy hulle uit Egipte opgetrek het. Gaan dan nou en verslaan die Amalekiete. Julle moet alles wat aan hulle behoort met die banvloek tref. Jy mag nie met hulle medelee hê nie. Jy moet man en vrou, kind en suigeling, bees en skaap, kameel en donkie, ja alles laat doodmaak. Hy moet oorlog maak teen die Amalekiete en alles, lees ons, vernietig. Almal en alles. Ons lees dan dat Saul die oorlog wen, maar dan doen hy iets baie vreemd. Hy maak nie die koning dood nie, en hy hou 'n klomp van die beeste en skape. En dan lees ons in hoofstuk 15 vers 10, toe die woord van die Here tot Samuel gekom, ek is spyt dat ek Saul as koning aangestel het, want hy het van my af weggedraai en my opdragte nie uitgevoer nie. Samuel was ontsteld en het die hele nag na die Here om hulp geroep. Samuel het vroeg die oggend opgestaan om na Saul te gaan om hom te ontmoet. Toe Samuel opdaag, kom Saul hom tegemoet en sê, mag u geseënd wees deur die Here. Ek het die opdrag van die Here noukeurig uitgevoer. Maar Samuel vra, wat is dan hierdie geblær wat ek hoor? Toe gee Saul sy verskoning. Hy sê die soldate het die beste diere gehou om vir die Here te offer. Nie ek het vir hulle opdrag gegee nie, die soldate het die beste diere gehou om vir die Here te offer. Verontskuldiging. Jy sien, hy probeer sy ongehoorsaamheid, probeer hy so bedek,
dat dit klink asof dit iets goeds is. En toe sê Samuel, een van die belangrikste waarhede in die Bybel, is gehoorsaamheid nie belangriker as offers nie. God soek nie meer godsdiens nie. Hy soek ons gehoorsaamheid. Saul het probeer om sy ongehoorsaamheid en sy verkeerde optrede te probeer verskans in 'n tipe van 'n heilige bedekking. Ons doen dit om die Here te dien. Ons gaan vir die Here offer. Ons bring juist die koning. Ons doen al hierdie goed van die Here, ons doen dit vir die Here. En dit gaan nie oor die Here nie. Want agter dit sit daar 'n hart van Saul wat heeltyd verklap hoe hy dink. Want dit hoe hy dink, so tree hy op. Toe Samuel vir Saul sê, God verwerp hom as koning, antwoord Saul, ek het gesondig, maar eer my asseblief voor die volk. Hy sê ek het verkeerd opgetree, maar dan vra hy, eer my voor die volk. Ek wil asseblief nie gesig verloor voor die volk nie. Hy's nie een wat bereid is om te sê, ek het verkeerd opgetree nie. Nee, hy sê dit in die privaatheid, maar die wat hy eintlik so ver gekry het om verkeerd op te tree, voor hulle wil hy gesig hou. Hy gaan vra nie om verskoning en stel dit reg nie. Jy sien, Saul se grootste bekommernis was nie om die verhouding met God in ere te herstel nie, maar dit was eerder om sy naam te behou, sy reputasie nie te verloor voor die mense nie. En wanneer 'n mens meer bekommerd raak oor jou reputasie, oor jou beeld na buite, oor jou ego, dan begin dinge drasties uitmekaar val. Ek wil hê dat ons dan nou verder sal lees vanaf vers 3. Nooi jy dan vir Isai na die offer en ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Jy moet vir my die een salf wat ek vir jou sal sê. Samuel het gedoen wat die Here gesê het. Toe in Bethlehem aankom, kom die oudstes van die stad hom bewend tegemoet en vra, beteken u koms vrede? Hy het gesê, ja, vrede, om aan die Here 'n offer te bring, dit is waarvoor ek gekom het. Heilig julle self en kom saam met my na die maaltydoffer. Hy het Isai en sy seuns toe geheilig en hulle aan die maaltydoffer genooi. Toe hulle inkom, het hy vir Eliab gesien. Hy het gedink, sekerlik, hier staan voor die Here sy gesalfde. Maar die Here het vir Samuel gesê, moenie na sy voorkoms en sy reisige gestalte kyk nie, want ek het hom afgekeer. Dit gaan immers nie oor wat die mens sien nie, want die mens kyk na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart. Isai roep toe vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan. Maar hy het gedink, ook hierdie een het die Here nie gekies nie. Daarna het Isai vir Sama laat verbygaan, maar hy het gedink, ook hierdie een het die Here nie gekies nie. So het Isai dan sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan. Maar Samuel het vir Isai gesê, die Here het hulle nie gekies nie. Samuel vra toe vir Isai, is dit al die jong manne? Mens hoor op daai stadium, hier is jou mense, God stuur my om te kom salf. Die eerste ene lyk na die koning van Israel. Want onmiddellik, hy lyk so Saul. Hy gaan sekerlik dit reg doen. En die Here sê, ek het hom nie gekies nie. En so kom die 7 seuns voor hom verby. Ek kan myself net indink hoe hy gevoel het. Here, het my dan hiernatoe gestuur. Maar dit wat voor my oë verbygaan, dis dan nie een van hulle nie.
Hy het geantwoord, Isaai, die jongste is nog oor, maar kyk, hy is besig om die kleinvee op te pas. Toe sê Samuel vir Isaai, laat hom kom, want ons gaan nie eet voordat hy hier aankom nie. Hy het dit gedoen en hom toe laat inkom. Die seun was rooierig met mooi oë en 'n goeie voorkoms. Die Here sê toe, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel het die horing met die olie geneem en hom daar tussen sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af en ook verder van Dawid besit geneem. Samuel het toe opgestaan en na Rama gegaan. Ons lees dat die gees, God het sy gees van Saul af weggeneem en 'n ander gees het oor hom besit geneem, 'n bose gees. En ons hoor dat hy dan kwaad geraak het en uitbarstings gehad het en so het Dawid op 'n manier by die koning se paleis kon inkom om vir hom te kom speel op die harp en die lier. Vanoggend se teksgedeelte begin met God wat vir Samuel sê, hoe lank gaan jy nog treur oor Saul? God werk wanneer ons selfs vassteek in die verlede, werk hy steeds ons toekoms uit. Samuel was hartseer oor God, oor Saul se mislukking. Hy het baie in hom belê. Hy het selfs lief geraak vir Saul. Hy het hom gesalf, ja, die eerste koning van Israel. En hy het geglo Saul sou 'n goeie koning wees vir Israel. Hoe was hy dan so verkeerd? Maar God sê, staan op. Ek het reeds vir Israel 'n nuwe koning gekies. Jy sien, hier lê 'n stukkie geheim tussen die bladsye van die Bybel. Wanneer mense vassteek in teleurstelling en mislukking, en jy voel, ek kan nie voortgaan nie, kom die Here en sê vir jou, staan op. Ek is die Alfa en Omega. Ek is die een wat die geloof in jou begin, maar ek is ook die een wat die geloof voleindig. Jy sien, Samuel kyk net terug, maar God help hom om weer vorentoe te kyk. Baie mense, ja, baie keer hak ons vas in die verlede, hak ons vas by vorige foute wat ons gemaak het, mislukkings, teleurstellings, mense wat buite nagekom het, en sukkel om voort te beweeg en aan te gaan. Maar God sê vir my en jou vanoggend ook, soos vir Samuel, staan op, ek stuur jou. Samuel kom by die huis van Isaai in Bethlehem, en Isaai bring dan sy seuns een vir een voor Samuel. En die eerste ene is in statuur baie groot, indrukwekkend, presies wat Israel nodig het volgens Samuel. En die Here sê, nee, ek het hom nie gekies nie. Die Here sê vir hom, moenie na die uiterlike kyk, jy moenie na sy voorkoms kyk nie. Die een wat ek kies, ek het sy hart deurgrond. Ek kyk na die hart. Jy sien, dit is die sleutel vir my en jou vanoggend ook. God kyk anders as wat ek en jy kyk. God handel anders as wat ek en jy handel. Die wêreld kies mens wat 'n indruk kan laat. Kies mens wat die beste redenasie kan hê. Kies die een wat invloedryk is. Die Here kies die een wat sy hart oop is. Die een wat aan hom behoort. Die een wat sê, Here, laat u wil geskied. 7 van Isaai se seuns gaan verby Samuel en nie een van hulle word gekies van daai 7. En Isaai, die pa, het self in sy eie seun nie eers iets raak gesien nie. Hy bring die oudste, die grootste, die langste, en hy bring sy seuns. Die kleinste, die jong ene, is nie eers waardig om deel van hierdie
gedeelte te wees nie. Nee, hy moet in die veld wees. Sy eie pa het nie eers hom gesien as die koning van Israel. Sy pa het mees moontlik ook nie die ander gesien nie, maar hulle was bietjie meer aanvaarbaar. Maar die ene, hierdie jong een, hy pas vir ons die skaap, die bees op, die skaap. Partykeer sien ons nie net in mekaar nie eens iets raak nie, ons sien dit partykeer nie eens in ons geliefdes raak nie. Maar die Here kyk anders. Hierdie jong skaapwagter, wat niemand raak sien nie, hierdie jong skaapwagter wat in die veld met God praat, wat in die veld, in hierdie verhouding met die Here staan, die Here sê, ek het hom gesien, en ek kies nou die koning, en my gees sal nie van hom weggaan nie. God kies anders. Jy sien, ons leef in 'n wêreld waar voorkoms baie tel. En mense, ek en jy beoordeel baie keer daarvolgens. En so kies ons dan ook wie in ons span moet wees of wie deel van die span moet wees of nie. Maar God kies. Hy kies anders en ons lees in die Bybel, hy kies 'n Moses wat nie eens goed kan praat nie. 'n Gideon uit die swakste familie, die kleinste familie. Dawid, 'n jong skaapwagter wat sy eie pa nie eens raak sien nie. Hy kies eenvoudige vissers om disippels te wees en hierdie evangelie boodskap die wêreld in te dra. God kies nie altyd die indrukwekkende mense nie. Hy kies mense met 'n oop en ontvanklike hart. Mense wat bereid is om te gaan. Mense wat bereid is om te doen wat hy sê en wat hy vra. Ja, die Here sê ek soek gehoorsaamheid, want gehoorsaamheid is beter as enige offer. God gee sy gees sy gees vir mense wat hy roep. Wanneer Samuel vir Dawid salf, lees ons gebeur iets baie belangriks. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig oor Dawid gekom. Toe hy vir Saul gesalf het, het hy ook die gees oor hom laat kom. Dit beteken dat Dawid kon nie koning wees uit eie krag nie. God self het hom kom toerus. God het hom geroep en God het hom toegerus. Wanneer God iemand roep, wanneer hy vir my en jou roep, dan gee hy vir ons alles wat nodig is om hierdie roeping tot die einde toe te kan voldoen. Hy gee vir jou alles wat jy nodig het. Hy roep jou nie en los jou nie. Hy roep jou om saam met hom te kom en dan gee hy vir jou alles wat nodig is. Hierdie gedeelte leer vir my en jou vandag die volgende. God bly werk, selfs wanneer ons vassteek in die verlede. God vra, staan op, ek stuur jou. Ons kyk na die uiterlike, God kyk na die innerlike. En God gebruik dikwels die mense wat ongesiens verbygaan, wat niemand anders raak sien nie. God sien hulle, sien vir my, sien vir jou. En wat beteken dit vir my en jou vandag? Dit beteken dat ek en jy hoef nie indrukwekkend te wees nie. Ons hoef nie die talentvolste te wees nie. Ons hoef nie alles te weet nie. Ons hoef nie die belangrikste te wees of vir die beste familie uit te kom nie. Ons hoef nie ryk te wees of aansien te hê selfs in die gemeenskap nie. Al wat God van my en jou vra is 'n hart. 'n Hart wat aan hom behoort. 'n Hart wat sê, Here, hier is ek, gebruik my. 'n Hart wat sê, Here, vul my met die Gees. Want die Here sê steeds vandag, ons kyk maar van buite, maar ek deurgrond elke hart. Hoe lyk my en jou hart vandag? Ek wil hê dat jy jou oë sal toemaak en net vir 'n oomblik daar sal sit
En net vir die Here vra, Here, deur die Gees, wys vir my, hoe lyk my hart voor U? Wys vir my, Here, wat in my hart op die oomblik leef, wat ek dalk nie self raak sien nie. Wat ek dalk verskans en verdoesel met mooi praatjies, souelpraatjies. Wys vir my hart, Heer. Dawid vra vir die Here op 'n stadium, deurgrond my, o God, deurgrond my. En kyk of daar nie 'n verkeerde gees in my teenwoordig is nie. Dit nadat hy oorspel gepleeg het. Dit nadat hy besef het, ek het teen God gesondig, God weet alles. Ek kan niks vir hom wegsteek nie. Deurgrond my, o God, en sien my binnekant raak. Mag ek oop voor U leef, Here. Here, mag ek deursigtig wees. Mag ek die dinge wegsteek nie. Mag my woorde suiwer wees. Mag my motiewe eerbaar wees. Deurgrond my, o Heer, en gebruik my. Vul my met U Gees, sodat ek sal gaan doen wat U van my vra. Dankie, Here, dat U my raak sien en dat U my roep. Amen. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou hand vas te hou. Die Here is agter jou om die bose te verslaan. Die hand van die Here is onder jou om jou te dra as jy swak is en jou selfs op te help wanneer jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou want hy lei jou deur sy Heilige Gees. Die Here is vir jou want Jesus pleit vir jou by die naam. Die drie-enige God is by jou van nou af tot in aller ewigheid. Amen.